1865 het 'n skoonmaker by 'n moderne kunsmuseum in Parys iets gedoen wat soos 'n eenvoudige fout gelyk het. Hy was besig om skoon te maak en kom toe af op 'n hoop goeders, wat vir hom nou maar soos rommel gelyk het. Stukkies hout, metaal, lap, en sonder veel nadenke vee hy dit op en gooi dit weg. Maar wat hy nie besef het nie, is dat hy pas 'n kunswerk verwyder het. 'n besonderse stuk beeldhouwerk, duisende euro werd. En die kunstenaar was woedend, die kurator was geskok en sprakeloos. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week gaan ons verder in Matteus 12 vers 1 tot 8, waar ons verlede week opgehou het met 11 vers 28 tot 30. En ek het verlede week Eugene Peterson se vertaling in The Message so geniet, ons gaan sommer aan met sy vertaling in die Engels. One Sabbath, Jesus was strolling with his disciples through a field of ripe grain. Hungry, the disciples were picking and eating grain. Some Pharisees reported them to Jesus. "Your disciples are breaking the Sabbath rules." And Jesus said, "Oh, really? Didn't you ever read what David and his companions did when they were hungry? How they entered the sanctuary and ate fresh bread off the altar? Bread that no one but priests were allowed to eat. And didn't you ever read in God's law that priests carrying out their temple duties break Sabbath rules all the time? And it's not held against them. There's far more at stake here than religion. If you had any idea what this scripture meant, I prefer a flexible heart to an inflexible ritual. You wouldn't be nitpicking like this. The Son of Man is no lackey to the Sabbath. He's in charge. Nou vir die skoonmaker was hierdie beeld 'n rommel. Vir die kunstenaar was dit heilig. En daardie storie, 'n bietjie snaaks, 'n bietjie tragies, is eintlik 'n gelykenis. Dit wys vir ons iets baie menslik. Ons verwar dikwels die houer met die inhoud. Ons beskerm die raam, maar gooi die kuns weg. En dit is presies wat in Matteus 12 gebeur. Stel jou dit voor, Jesus en sy disippels stap deur 'n koringland. Dis Sabbat, alles is stil. Jy kan basies net die kraak van hulle voete hoor. Hulle is honger. Hulle pluk 'n paar koringkoppe en begin eet. Eenvoudig, alledaags. Maar vir die fariseërs wat van die kantlyn afkyk, is dit die skandaal van die eeu. Hulle daag Jesus uit, beskuldig hom van wetbreuk. Die wet. Daardie woord het swaar geweeg. Die Sabbat was nie net nog 'n reël nie, dit was die reël. 'n Grenslyn, 'n teken dat jy behoort. En om dit te breek, was om die hele godsdienstige struktuur uit te daag. En Jesus? Hy tree nie terug nie. Hy vra nie om verskoning nie. Hy sê eerder iets wat die hele gesprek omkeer. Hier is meer op die spel as net godsdiens. Die vertaling wat ons vanoggend gelees het, doen dit so goed, dat dit die angel, die ironie raakvat. Want die mense wat die meeste op heiligheid gefokus het, het die hart daarvan gemis. Hulle het God se dag verdedig, maar God se hart heeltemal gemis. Ons moet een ding weet, godsdiens het ook 'n donker kant. Dit kan selfs 'n afgod word. Dit gee vir jou veiligheid, voorspelbaarheid, netjiese kategorieë, maar Jesus speel nie daardie speletjie nie. Hy gee om vir mense, vir honger, vir moeg, vir soekende mense. En hy is bereid om die sisteem te ontwrig, om hulle daar te ontmoet waar hulle is. Jy sien, Jesus breek nie net 'n reël nie, hy herskryf 'n hele wêreldbeskouing. Die Sabbat was nie net 'n dag af nie. Dit was 'n teken van God se beloofde toekoms, rus, vernuwing, Eden wat herstel word. En Jesus sê, daardie toekoms, dit is besig om nou aan te breek binne in my. Jy sien, hierdie is nie 'n oomblik van rebellie nie. Dit is 'n herdefiniëring van wat heilige tyd en plek beteken. En hier is die kinkel. Wat is die gevaar van godsdiens nie is dat dit te veel vra nie,
maar het dit te min vra? Wat as ons vorm verwar het met funksie, liturgie met liefde, wet met lewe? Wat as ons, soos daardie skoonmaker in Parys, besig is om weg te gooi wat God eintlik as heilig bedoel het? Hier's meer op die spel as net godsdienst, sê Jesus. Hy vra nie dat ons moet ophou om godsdienstig te wees nie. Hy vra dat ons moet onthou waarvoor godsdienst oorspronklik bedoel was. Tot môre, mooi loop.